Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Mary, did you know? Did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: Meester, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord: Gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het. En die Paasmaaltyd voorberei.
Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem, saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy, Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. hulle was baie onhuts, en een na die ander het hom begin vra. Dit is tog nie ek nie, Here? Hy antwoord toe, Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daaroor hom geskrywe staan. Maar wee die man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. toe sê Judas, Is dit miskien ek, Rabbi? Dit is soos jy sê. en terwyl hulle eet, het Jesus 'n brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, Neem, eet. Dit is my liggaam. toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink nie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us, saved us far.
Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle: Julle almal sal my vandag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê: Al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom: Dit verseker ek jou, vandag nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: Sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: Kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die valk kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly. En 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy dan die disippels toe terug en sê vir hulle: Slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan. Ek saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het by die manne 'n teken afgespreek. Die een wat ek soen. Dit is hy. Gryp hom. Vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevangene. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan in die slang van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of dink jy ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het:
Was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer en julle het my nie gevangen geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan, tot by die binnehof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Eindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê: Hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en 3 dae weer opbou. Toe staan die hoofpriester op en sê vir hom: Verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom: Ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Dit is soos hy sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit, van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê: Hy het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuienis nodig? Daar het julle nou net die godlasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord: Hy verdien beslis die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê: Jy is mos 'n profeet, Christus. Sê vir ons, wie het jou so geslaan? Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Petrus het buite in die binnehof gesit. Toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê: Haai, maar jy was ook saam met Jesus die Galileër? Maar hy het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan: O, julle, het julle geweet, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret?
weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê. Ek ken nie die man nie. 'n Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê: Dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer. Ek ken nie die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelewer. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood toe veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord: Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld uit die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê: Dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want hierdie is bloedgeld. Hulle het toe besluit om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En hulle het die 30 silwerstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom: Is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord: Dit is soos hy sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom: Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra: Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe: Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barnabas! 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 Skreeu hulle almal. Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom! Kruisig hom! Kruisig hom! Kruisig hom! Skreeu hulle almal. En watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder. Kruisig hom! Kruisig hom!
Toe Pilatus sien, dit help niks nie. En dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk: Laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voorop te buig en te sê: Ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slave from every people and tribe, every nation and tongue. He has made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom waggehou. Bo in sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee: Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê: Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae wil ophou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerders en die familiehoofde ook gespot en gesê:
Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy's mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê. Hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou. Vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, Hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê, Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood uit opgewek word. Gee dan tog asseblief bevel dat die graf 3 dae beveilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel en vir mense gaan vertel hy is uit die dood uit opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, Ag, hier is vir julle 'n wag. Gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. 'n Engel het dit self gebring. Die vreugde boodskap en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en die bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmal sou hy die hele wêreld se skande dra? Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam styk, die stilte instaar. Wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart moes aanvaar? Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by te staan.
Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binne gaan? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors. Het jy geweet dat hy sou sê toe dit te laat was, ek het dors. My God is die een wat berge verskuif, my naam in diep halm van sy hand geskryf, skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek? Wie is ek, dat U my so lief het, dat U aan my dink? Wie is ek, dat U my roep? Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: Moenie bang wees nie, want ek weet julle soek na Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vrou gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien.